So ons is terug by Matteus 12, wat ons gou hier wil net bietjie daar praat, van Jesus wat daar vir hulle sê, want ons kom eintlik daarby uit wat ons sê, hy wat in die Heilige Gees Sondag sal nooit vergewe word nie. Nee? So wie van julle het bietjie teruggegaan na die stuk en gaan kyk, en gaan wonder, en het iemand 'n antwoord gekry? Miskien kan ons net hoor wie die antwoord gekry, dan is dit vandag en maklik. Okay, so Jesus sê, He who is not with me, once and for all on my side, is against me, and he who does not gather with me scatters. Therefore I say to you, every sin and blasphemy, every evil abuse, al die lelike goeders, die speaking, die dit, will be forgiven. So die Here is ruim, nee, hy's amazing. Hy sê, luister, jy kan blasphemy praat, jy kan aborsie, jy kan dronkenskap, jy kan seksuele sonde gehad het, jy kan al hierdie goed hê, en hy gaan jou dit vergewe. That's wild. Ek ben 'n ma of 'n vriendin het net ietsie teen ons verkeerd gedoen en ons sukkel ons hele lewe lank om daai vergifnis deur te kry. En dit hou ons in kettinge vas. Hier sê Jesus, al hierdie goeters sal ek jou vergewe. Kom na my toe. My las is lig, my juk is sag, kom kry by my rus. Ek sal jou vergewe, ek was jou. Hy sê, so ver soos die ooste van die weste. Nou, liewe land, het julle al gedink aan die universe? Waar dink julle begin die ooste en waar eindig die weste? Wit soos sneeu, spierwit. Het julle, ons kry nie sneeu nie, maar op by die Swartberge is dit sneeu. Maar dis mos, jou oë kan mos nie daai wit, as dit regtig wit met die son. Dit is so skitterwit, eintlik kan jou oë dit nie staan nie. So erg is dit, so skoon is dit, so helder is dit. Hy sê, dit alles sal hy jou vergewe. But whoever speaks against the Holy Spirit, by attributing the miracles done by me to Satan, will not be forgiven, either in this age or the age to come. So, wat is this age? Ons begin gou eers daar. Wat dink julle is hierdie age, ouderdom, want dit is nie eintlik age nie, hierdie eeu, hierdie tydvlak. Toe Jesus daar was, wat was this age? En wat was the age to come? Nee, kyk, Jesus toe hy was this age, toe hy was, maar hy was nog nie gekruisig nie, so dit was this age, dit was daai generasie se age, and the age to come. Kyk, ewigheid is nie 'n age to come nie, ewigheid is daar nie 'n tydlyn aan verbonde nie, nê? So hy sê, in hierdie generasie en die generasie wat nou gaan kom. Nee, ja. So hierdie generasie was voor Jesus se kruisiging. So dit was Ou Testament tipe van, nê? Dit was nog nie kruisiging, bloed, vervulling, Heilige Gees uitstorting nie. So this age, hy sê even in hierdie age, voor die Heilige Gees uitgestort is, gaan dit jou nie vergewe word nie. And the age to come. So na die uitstorting van die Heilige Gees, hierdie is finale, the church age. Want wat hardloop ons nou in? Ons hardloop in die church age. Het julle geweet die church age gaan stop? Daar staan, ons as nie Jode, Gentiles, ons het net so stukkie window, wat die Heilige Gees oor ons uitgestort gaan word, en wat ons gaan hardloop, en God se miracles bring, en dit. En dan sê die woord, dan gaan dit stop. En dan gaan dit na wie toe oor? Die Jode. Dan is ons tyd verby. So ons beter nou vervul word met die Heilige Gees en ons kan bring en afgeseel wees in dit hê, want as dit stop en dit gaan oor na dit, dan ons het nou, omdat hulle Jesus verwerp het, omdat hulle nie wou dit vat nie, hulle het nie die Heilige Gees verloor nie, hulle het nie besef, dis die Seun van God nie. Toe word daar gesê, nou gaan dit oor eers na die Gentiles, die nie-Jode wat ons is. En dan gaan dit stop op 'n stadium, dan kry hulle 'n beurt. En die Vader het self gesê, hulle gaan 'n wyl kry voor hulle. Hulle het so, jy weet, so vliesie hierso.
hulle geestesoë, hulle kan net nie hierdie ding grab nie. Daar's enkeles wat uitsonderlik uitkom en verstaan en begryp, hy is die Messias, maar die ander is verblind, né? En hoeveel van ons is nie ook hoe lank verblind gewees nie, en nou begin dit ook maar stukkie oopbreek. Nou sê hy, jy sal nie vergewe word nou nie, jy gaan ook nie daar vergewe word nie. So wat is daai lastering? Dis nou waarby ons wil uitkom, né? So ek wil net 'n klomp van julle nou gerus stel. Ons gewete is wie in ons? Die Heilige Gees. So as ietsie jou nog pla, en jy wil dit graag reg doen, en jy is bekommerd oor iets, en jy voel, is ek hier reg, is ek verkeerd? Here, dit werk met my, het hierdie ding gebeur, het ek verkeerd opgetree, of jy weet wat. Sal julle sê, daai gewete, wat die Heilige Gees is nog met jou, of dink jy hy is weg? Hy is met jou. So solank as wat jy worry, Here, het ek teen u gesondig, is hy nog met jou. Jy moet waarlik op 'n plek wees wat, ek meen, as dit jou nie vergewe gaan word nie, dink jy gaan nog enigstens bietjie Heilige Gees in jou hê. Hy gaan nie in jou dwel nie. So daai prentjie gaan wees van, gee nie om nie, afgestomp, het nie 'n saak wat oor die Here gesê word nie. Dan weet jy, vir sulke tipe mense is op 'n gevaarteken, en ek wil amper sê, kom ons fokus nie op ander nie, maar kom ons fokus net op onsself, nê. Ons weet nie wat in elkeen se hart aangaan nie, nê. Maar daai tipe prentjie van jy's afgestomp, jy het 'n verharde hart, dat niks meer vir jou saak maak nie, dat jy kan sommer vir die Heilige Gees vloek, jy kan daai vloek, jy kan doen net wat jy wil, dit sê, jy sê net, so what? Dan moet jy weet, daai is gevaarlike tekens. En kom ons gaan net gou terug, net voor Jesus dit gesê het, wat het hy gedoen, waarmee was hy besig? Dat iets gebeur, wat hy hulle gedagtes gelees het, en toe begin hy hierdie sê. Hy was besig om duiwels uit te dryf. So hy was geesvervuld gewees, en het Heilige Gees vervulde goed gedoen, gefunksioneer met die Heilige Gees. Julle en die Heilige Gees is 'n vuur. Waar in die woord, wat sê die Heilige Gees is wat sê die woord is die Heilige Gees? Dis die 7 geeste voor die troon. Daai menorah, wat die Bybel van praat, die menorah, insig, wysheid. So wie is jou insig? Waar kom jou insig in 'n ding vandaan? Waar kom jou wysheid vandaan? Insig, wysheid, kennis. As jy kennis bekom, raad, die raad wat jou bedien, doen so. Die krag, as die krag jou vul, bonatuurlik. Vrees vir die Here. Waar dink jy kom daai vrees vandaan? Definitief nie uit jou menswees uit nie. En die vuur van God, daai vuur wat in jou brand, wat jy wil gaan en hardloop vir die Here en 'n miracle vir die Here doen en uitverkoop vir hom wees en alles. Daai is die 7 geeste voor die troon. Dit meen nie dit is 7 verskillende Heilige Geeste nie. Dit is een Heilige Gees met 7 fasette waarna hy funksioneer. Dan kry ons die vrug van die Gees. Liefde, vrede, vreugde. En hoe meer jy jou siel, wat jou wond, jou eina, jou genesingplekkie is wat moet gebeur, vul met Heilige Gees, hoe meer vrug gaan jy sien. So as daar nog areas is wat jy nie vruggies sien nie, wat kwaad, die Here sê nie, ons mag nie kwaad raak nie. Ek meen, ons moet nie, die Here sê ons moet vrede bring, liefde bring, so aggressie. Daar's 'n verskil tussen ek's ongelukkig en ontsteld oor 'n ding, as aggressief oor 'n ding, né? Ons moet ook die verskillende emosies verstaan. Ek meen, 'n babietjie wat huil, hy's gefrustreerd, hy kry nie melk nie, sy ma los hom, dink jy daai kind het aggressie? Dis nie aggressie nie, ons moet die emosies ook verstaan wat ons as mense het. Ek meen, as daar iets gebeur met 'n geliefde van jou, gaan jy net vir dit staan en kyk of gaan daar 'n emosie wees? Gaan 'n emosie wees. Die vraag is net, is dit 'n demoniese emosie of is dit 'n Heilige Gees emosie? As daar iets gebeur in jou emosie is dadelik, ek gaan moord pleeg, bring hulle, I'll kill them now, en jy het haat en moord in jou hart.
versus, dis nie reg nie, Vader, ek bid vir u geregtigheid en regverdigheid, u judgment, dat hierdie situasies stop, hierdie mense verkrag babietjies, Vader, dis nie reg nie, Vader, ek bid hulle dit sal stop, ons kan nie laat hierdie goed gebeur, onder ons gebedswaak, dis onder ons gebedswaak gebeur daar goed, Here, ons bid, is ons gebedswaak, ons is nou op aarde, ons bid en sê, Here, beskerm kinders, ons vra hierdie en hierdie en hierdie, ons bid dit in versus, ek gaan hulle torture, ek gaan hulle kill, ek gaan hulle vermoor met 'n murder in my hart, né? So ons het emosies, maar ons moet gaan kyk, is die emosies godly, Heilige Gees gevul, 'n normale emosie, of is dit 'n emosie wat evil in daai emosie is? So waar lees ons nog van die Heilige Gees? Wat sê die Heilige Gees? Waar lees ons nog? Dis die vrug van die Gees, dis die 7 geeste voor die troon. Sê weer? Gawes, okay? So nou sê die Here ook, ek gaan my gawes, so nou kry ons 'n gawes, die een is 'n herder, die ander een het discernment, die ander een is 'n profeet, die ander een is 'n teacher, wat nog julle? Mercy, ja, die ander een is wat hy provide, hy sê weer? Ander een het genesingbediening, words of wisdom, spreek in tale, uitleg van tale, so nou begin ons sien, hier funksioneer die Heilige Gees, hier begin hy funksioneer, so Jesus sê, hy het onder hierdie Heilige Gees funksionaliteit, het hy vir Beelzebul, wat is Beelzebul? Tersius, wat het die mannetjie gedoen? Kyk gou 'n bietjie daar vir ons, as Tersius gou soek. So, hy het vir Beelzebul, het hy daar uit duiwels uitgedryf. Toe kom die ouens wat al die godsdienstige reëls ken en verstaan, né? Hulle is verstaan, hulle ken, kyk, daai mense het die woord van God uit hulle kop uitgeken. Dis nie dat hulle nie geweet het wat staan in die Bybel nie. Hulle was nou Ou Testament, maar het als geken, het geweet, die profete sê dit, hierdie het daar gebeur, Dawid se psalm sê dit, hulle het al daai goeters geken. Maar ten spyte van al daai kennis, wat hulle waar geëet het by watte boom? Die boom van die lewe. Nee, by die boom van kennis, van goed en kwaad. In die tuin van Eden is daar 'n boom van die lewe, en daar was die boom van kennis, van goed en kwaad. Hulle het by daai boom gaan eet, hulle het daar gemeenskap gehad, hulle het daai vrug begin dra, vrug van, we know it all. Nee, hy dryf Beelzebul. Nou het hulle besig met hierdie goeters, Jesus is Heilige Gees georiënteerd, en hy gaan, en hier kom die ouens, wat die godsdienstmense is, dis die kerkleiers, julle, ek praat hier van die kerkleiers, né? En hulle sê, jy seker in daai sataniese goeters dryf jy duiwels uit. En Jesus sê, luister, as 'n koninkryk verdeel is, gaan dit nie werk nie. Sel as ek en my man, né? As ek en my man nie unity is nie, hoe gaan ons vir daai tienertjie groot kry? As ek en my man nie unity is nie, hoe gaan ons huwelik geseënd wees? Jy kan maar net weet, as jy nie unity is nie, as jy in 'n werksomgewing is, en julle almal wat saamwerk is nie unity, daar's ongelukkigheid, daar's 'n wrywing, so oop deur. Tannie Lientron, hulle het vertel, hulle het Moreletta Kerk in hulle aanbieding DVD, hulle het Moreletta Kerk het 'n paar pastore, hulle is 'n groot gemeente, en hulle het die pastore bedien, en daar is toe nou van die gemeentelede wat ook kom, en daar is toe onder andere 'n satanis wat vry wil kom, en hulle toe kom vir bediening. En die ding in die gogga, in die persoon wat hulle bedien, begin 'n bietjie praat, kom uit. Hulle moet ons nie eintlik praat nie, maar hulle wil graag praat, nê. Hy kom uit en hy begin praat. En hy sê, jy weet, hulle wil so graag, want hierdie ouetjie moet gaan, as jy ingelei word in een van hierdie sataniese goed, dan kry jy mos instruksies,
en jy moet een of ander terk, of daar moet jy die nagmaalbeker gaan steel, daar moet jy die Bybel dit, daar moet jy dit, en daar moet 'n jong meisie 'n pastoor gaan verlei. Julle hierdie goeds reël, het gebeur, hoor? So dan kry hulle nou rankings, en hulle maak moeilikheid in God se kerk. En daai ding sê, hoe lank probeer om in te kom, om moeilikheid te maak, of in die geestesdimensie in te kom en te funksioneer. En die vraag is dan, hoe kry jy dit reg nie? Because there's unity. There's unity. So omdat daai pastore saam in unity gestaan het, toe kon daai goed nie by hulle uitkom nie. Selfs is daar 2 kindertjies wat in 'n verskriklike moeilike huis is, en die ouma bid, die ouma bid, die ouma bid, die ouma bid. En toe die mamma op 'n stadium mag gaan vir berading en bevryding, toe begin die ding ook praat en sê, want sy vra, hoe sê dat die kinders nou nie so possessed is nie, wat het hier gebeur? En die ding sê, ons kan nie, die ouma se gebede. So Holy Spirit vult, wat is jou bediening, wat doen jy? Jesus Christus vervul met die Heilige Gees, hy kom, doen hierdie goed, en hier kom hierdie fariseërs, wat hulle is die godsdienstleiers, hulle is die pastore en die dominees, hulle ken die Bybel uit hulle koppe uit, en hulle kom sê, nee, maar hy doen dit nou in hierdie gaga naam en goed, en hy sê, dis onmoontlik, want as ons nou begin, as ek van God is, en in die Satan se naam begin ek goeders hier uitdryf, hoe gaan dit werk? Het kan nie. Daai goed gaan afval lag. Ons het fisies, was ook 'n testimonie gehoor van iemand wat in bevryding, bediening ingegaan het, maar nie gedeel het met pornografie nie. En toe die persoon, 'n ander persoon se goed aanspreek, toe sê daai goed vir hom, wat wil jy met my doen? Jy sit met dieselfde goed wat ek is. Toe kom die hele ding uit, sak patat, gas, crazy, toe dit is gas. So die goed gaan gaga sê, nee, maar waarmee is jy besig? Ek en jy is in dieselfde, ons doen dieselfde goed, ons het 'n partytjie, hoe jy my nou wegjaag, ek en jy doen lekker hierdie goedjies nou saam, so verstaan jy wat jy doen nie. So, as ons in unity met God en Christus en die Heilige Gees is, dan kan ons tog nou nie meer wil staan en allerhande weird gaga goeders gaan doen nie, en sê in sy naam, praat nie van jou sonde waarmee jy sukkel nie, maar as ons nou iemand bedien, en ek sê in die naam van Jesus Christus, en ek begin goeders doen, en aanspreek, dan moet ek pretty much seker wees, Jesus Christus is in my, en in sy naam, want het julle daai stuk gelees in die Bybel, wat hulle gegaan het na Paulus toe, en gesê het, wat het jy, kan ek het koop? Kan ek het koop? Kyk, wat doen jy? Jaag jy die goed weg, mense raak soms amazing, kan ek het koop by jou? Wat vra jy? En hy sê, waarmee is jy besig? Repent onmiddellik, ek meen, dis die Heilige Gees wat dit doen, en hy wil dit koop. Daar het hy dadelik vir hom gesê, hey, Boetie, jy beweeg nou hier op gevaarlike terrein, Matteus 12, pas op, jy kan nie hierdie goed wat die Heilige Gees doen, en God se glorie en heerlikheid en so is, dan wil jy dit gou kom koop nie, he's blasphemy, oppas. En toe daai ander boeties, hulle check net die storie uit en besluit, maar hulle gaan dit ook doen. Begin hierdie goed aanspreek, wat het hulle gesê? Hulle het kaal daar uitgehardloop, daai goed het vir hulle rondgegooi en te kere gaan, whatever daar binne gebeur het, ek kan net dink, het seker in die dak geëindig en toe op die grond, maar hulle het nie klere aangehaal soos daai demone in die mense wat hulle aangespreek het, hulle aangeval het. Onthou daai mense, die goed kom vorentoe en hulle begin fisies operate. En as hulle operate, dan is daai goed voor en dan daar hardloop hulle. Kaal. Uit hulle skoene uit. Onties, alles. Kan jy dink daai gesig? Vernederd. So, nou kom ons in vandag se tyd. So ons is nou in die new age. Ons is nou, nou is die vraag. Ons is God se kinders. Ons is nou die bedieners. Ons is nou wat ons met die woord bring, die priester, profeet en koning, orde van Melchisedek, nê? Ons is gevul met die Heilige Gees, ons moet hardloop.
Nou volgens my moet ons oppas vir 2 goeters. Ons moet oppas, laat ons begin 'n sirkus maak van God, sy Heilige Gees, en alles draai net om byeenkomste wat ons net partytjies wil hê van hoeveel goud val uit die dak uit, en raak een 'n hond, en een krol rond, en een lag soos 'n heks, en een brul soos 'n donkie, en die ander een, onthou, God het tot 'n donkie laat praat, né? Julle weet dit. Weet julle dit? Dat daar fisies 'n donkie in die Bybel gepraat het, 'n dier. Gileam se donkie het gepraat. So niks is vir God onmoontlik nie. Maar kom ek sê nou vir jou, as dit Heilige Gees gevuld is, gaan jy op jou aangesig neerval en weet die lewende God het gearriveer. Maar nou wil ons ophou met sirkusse. Want ons stap daar uit en my vraag is, was daar 'n verandering? Was dit 'n lekker tyd? Was dit 'n lekker partytjie tyd daar? En daar was daar by ooreenkoms, en dit is baie jare terug, 'n vroukie het saam gewerk, en sy sê, kom ons gekyk wat gaan daar aan. En my man dis sin nogal kwaai, en sê, nee, wag, daai storie lyk nie lekker nie, daai lyk nie lekker nie, daai lyk nie lekker nie. En sy kom die volgende dag terug, sy sê, jy kan bly wees, julle was nie daar nie, Dani sou dit nie gemaak het nie. Ek sê, wat het gebeur? Sy sê, ons was op die boonste balkon, en dis hierdie weird goeders, en ek praat nie van godly weird goed nie, ek praat van weird goed. Sy sê, hier hang hierdie een ouwe daad, sy het 'n paar moes help, dat hulle nie van die balkon afval nie. Nou dink julle God wil mense van balkonne afgooi, dat hulle dood is in hierdie sirkus event, en nou is ons lekker gevul met die Heilige Gees. Klink dit vir julle verstaan? Ons moet net gaan discern. So my vraag is, pas op, dat ons nie begin van die Heilige Gees 'n grap maak nie. En 'n joke, en 'n sirkus, en 'n vertoning. Dis die een ding wat ek sê ons moet oppas. En die ander ding waarvoor ons moet oppas, is om daai wat ons aanhou, die Heilige Gees praat met ons, maar ons wil nie luister nie. Jy weet voor jou, wat sê hulle, heilige siel, né? Wat dink julle beteken heilige siel? Het julle ooit gedink aan daai woord heilige siel? Wanneer is jou siel heilig? Wie is heilig? Die Heilige Gees. So wanneer kan jy sê, jy weet voor jou heilige siel, dis verkeerd? As jou siel gevul is met heiligheid. Want as jy net sê, jy weet voor jou siel, daai siel weet niks. Jou siel gaan net aangaan. Maar as ek sê, jy weet voor jou heilige, waar dink julle kom my woord dit vandaan, hè? Heilige siel. Heilig is, jou siel is nou gevul, dan weet jy, die Heilige Gees sê vir jou, don't go there, moenie dit doen nie. En jy hou aan sê, ek wil nie vir dit luister nie, ek sal dit doen. So dan wonder ek net op 'n stadium, of die Heilige Gees nie onttrek. Want jy hou net aan vir hom sê, nee, los my uit, nee, ek gaan dit doen, ek sal dit doen, ek wil dit doen, ek kan dit doen, ek gaan dit doen. En dan ook, daar waar die Heilige Gees operate en functioneer, in die sin van 'n miracle, God se krag, God se amazing goeders, en ons is uitgesproke daaroor. Want daar was 'n uitstorting van die Heilige Gees. Toe 120 in die bokamer bymekaar gekom, en dit was die regte tyd. En God het gekom en hy het sy Gees oor hulle uitgestort. En hulle het in tale gepraat wat hulle nie geken het nie. En hulle was regtig net in hierdie amazing liefdesverhouding, en het hierdie mense om hulle gestaan en vir hulle uitgelag. So mag ons nie so koud en klinies en so fariseërs en religious en so raak, dat ons sê, wie is dit? So jy praat met ander woorde nie van die mens nie. Jy praat met ander woorde van die Gees van God wat besig is om te werk. Maar as ons in ons harte nog voel en weet, ons wil regmaak, ons wil goeders change, jy treur oor iets, jy huil oor iets, jy sit by die Here se voete,
dan glo ek in my hele wese. Die Heilige Gees is saggies, wat hy met jou werk en vir jou wys. Nie daai condemnation wat jy voel, jy is niks werk, jy gaan sit in 'n gat, jy het alweer depressie nie. Dis nie van die Here nie. Die Here wou nie gehad het, jy moet depressie ly nie. Hy wil vir jou saggies werk en wys, dit. En dan kan jy sy stem hoor en vir hom luister en tot sy genesing kom en in sy vervulling hardloop. Maak dit sin, help dit vir julle bietjie meer met hierdie ding. En ek dink ons gaan maar net dieper in die woord moet gaan en vir die Here vra, wys ons daar. Want ja, ek dink nie een van ons is so oulik dat ons net reguit kan sê, daar is dit nie. Ons moet so naby in die Heilige Gees leef dat ons kan voel. En ek het een keer in 'n kerk gestaan tot hulle vir mense gevra om vorentoe te kom, die wat wil gebed hê. En die een vrou het daar, en ek het hiervoor gesit, en een vrou wat gegaan het, dat hulle was nogal heel wat mense voor, en die enetjie, toe die Gees van God val, natuurlik, julle gebeur het ook baie, as God se Gees val, dan kan daai goggas dit nie staan nie, dan begin baie keer van hulle manifesteer, dan kom hulle uit. So sy het soos 'n slang bietjie begin maak, en almal dink, dis oulik, sy kry haar taal, sy praat in haar taal en alles, so vir 'n minuut lank. En toe na die minuut te besef, almal, nee wag, jy weet, toe kom die Heilige Gees en hy begin wys, kyk, toe moet hulle haar help. Maar ons moet versigtig, ons kort daai discernment, ons kort daai geeste voor die troon wat in ons is, om hierdie goeders te raak te sien, nee? Discern. En saam met dit, kort ons dan die vrug van die Gees, dat ons kan begin vrug dra. Ons kan net vrug dra, as ons nie van ons seerplek 'n afgod maak nie. Want, me, myself en I, moet humble raak om genesing te vat. Verstaan julle dit? Genesing is nie van, dis 'n lekker plek om nou te wees, ek vat dit en nou gat ek so lekker nie. Om genesing te kry, is lekker soos jy dit kry, maar as jy op daai punt is, jy moet dit eers vat, is dit moeilik. Jy's seer, jy treur, jy moet huil oor goede wat jy nooit gehuil het en uitsorteer het en uit die pad uit kry. Jy moet vergewe. Jy moet daai goed wat jou consume, moet jy sê, ek skuif dit nou eenkant toe, ek kies om nou te fokus op God se glorie. Of gaan ons aanhou fokus op die vyand, wat kry hy reg, wat doen hy, wat dit, waar is ons fokus, ons moet hom sien vir wat hy is, dan moet ons hom uit die pad kry en genesing kry, maar dit moet nie ons fokus wees nie. Ons kan nie vir hom so baie fokus gee nie. En vir ons om minder fokus aan hom te gee, beteken dit, gaan vat daai genesing. Gaan vat hom. En dis nie die boom van kennis van goed en kwaad, wat daai vrug lyk nou lekker, nou gaan ek soos God wees, kom ek vat hom nie. Nee, dis die boom van die lewe, gaan buig voor Jesus Christus. Hy is die boom van die lewe. Die Bybel praat van, onthou julle toe Jesus daai man wat blind was se oë, nee, toe hy mos spoeg en toe hy so spoeg. Interessant, wat het hy gedoen partykeer, nee? Het julle al gedink, hoe kan hy nou sy spoeg vat en modder maak? Modderkoekies? Het julle ooit daar gedink? En miskien in die Heilige Gees elke keer vir hom gesê, God Jahweh Elohim wil nou hê moet nou dit doen. God Jahweh Elohim wil nou hê moet dit doen. Nou wil God Jahweh Elohim hê moet nou dit doen. En nou moet ons maar net gehoorsaam wees. En ek meen, as jy dink aan sy spoeg, ek meen, as hulle COVID toets, dan het hulle jou spoeg gevat, nee. Met ander woorde, wat dink julle sit in ons spoeg en in ons goede? Jy sien baie goed daar raak. So kan julle dink, as hulle Jesus Christus in onder 'n laboratorium gesit het, wat was daar? Can you just imagine healing? En grond, waar het ons gebore? Wat het Jesus hoe het ons gemaak? Adam gemaak uit stof. So hier vat hy, hoor gou hier vat hy sy spoeg
wat vol DNA is, jou spoeg is vol DNA. So wat was in sy DNA? Genesing, God, glorie, heerlikheid, gees. En hy meng dit met stof, mens, ons is stof, nê? En hy vat daai gemengsel, en hy sit dit op sy oë wat blind is. Kan jy dink wat gebeur daar? En toe hy oë oopgaan, toe wat sien hy? Toe sien hy dadelik, of wat sê hy sien hy? Bome. En wat was die bome gewees? Dit was mense gewees. So as God van bome praat in die Bybel profetiek, verwys hy na mense, né? En toe hy beter sien, toe sien hy, die bome is mense, dis mense. En ja, dit was soos, sy sê nie, 'n ritueeltjie nie. Want dan sou hulle net weer in fariseërs en religion verval het. Maar nou moes elke keer iets anders. Elke keer hoor, nou maak ek so. Ek meen, onthou julle daai keer wat het hy op die persoon gaan lê en sy asem in hom ingeblaas. Nou kan jy dink, wat is op sy vel? Wat is daar geskryf? Ek meen, as hulle daai strein DNA so moet uittrek, dan kan julle dink wat is daar gestaan. So, sy hele DNA vel, jou vel is jou grootste orgaan, hè? Ek het nie biologie gehad op skool nie, maar ek weet dit. So met sy orgaan, sy vel daar, en dan sy asem. En baie keer mense, as die Here vir jou sê, hierdie persoon wil die Heilige Gees gevul, en jy blaas die Gees oor daai persoon. Ek meen, as God, dis sy wil, dan kan daai persoon gevul word met God se Gees, né? Hoe het hy nog gemaak? Wat is nog? Dink gou 'n bietjie julle, wat het hy nog gedoen? Hoe het hy nog van sy wonderwerke gedoen? Dogtertjie, staan op. Oeps, daar gaan sy. So, elke keer het die Gees van God, en toe hy in die woestyn in is, het hy mos net geluister en ingegaan, en daar gaan doen wat hy moes. En as dit moeilik was, het hy vir die Vader gevra voor hy gekruisig is, het hy daar op sy knie in Getsemane. Kan jy dink hoe erg moet dit wees dat jou sweet in bloed verander? Ek wonder medies gewys, wat gebeur in jou liggaam? Dat jy sweet en dan raak hy sweet bloed. Dit moet, ek meen, bloed is tog 'n aartjie wat bars, né? So dit moet wees dat dit so in stres en agony is, dat daar aartjies moes gebars het, wat soos hy sweet moes uitgekom het, is dit nie? Want alle hoe bloed kan uitkom, bloed is in aartjies, stem julle saam, bloed is in are. Ek meen, baie keer iemand blaas hulle neus hard, of ek het of 'n vriendin van my het geboorte, haar oë, aartjies in haar oë het gebars, met kraam. So kan jy dink, wat was daai gewees, laat hy so, en dan het hy elke keer gesê, Vader, U wil. Nie myne nie. Nie myne nie. Nee? Ja, daar is. So bloed, sweet en trane. En dit verwys natuurlik terug na Jesus Christus wat bloed gesweet het en by die Here gehuil het en gesmeek en alles het. En ten spyte van alles was hy bereid om te sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker verby my gaan, maar nie my wil nie, U wil. En baie keer dan dink ons by onsself, joh, my beker is moeilik, nee. Job, kom ons vat vir Job. My beker is moeilik. Kyk wat moes hy, ek moes sy kinders. Hy moes hom met skrapnel het hom stikkend van al die sere en die goeters. Hy het hom stikkend geskrap so dit gejuk en alles. Maar wat was Job se doel op aarde as jy moet terugdink? Want ons weet nie wat die uitkoms hier nie. Maar ek weet, is maklik om hier te wees, en dan sê ons, dit was sy doel gewees, dis hoekom hy nou hierdie goed moes gaan. Maar as julle nou vir my moet sê, wat dink julle was Job se hoofdoel op aarde gewees?
ten spyte van Satan wat hom kom aankla het, aanhou gesê het, ek sal die Here dien, ek is die Here se knegt, ek gaan dit doen. Ek weet, daar is 'n hele hoofstuk in die Bybel skryf oor hierdie man, wat deur dit alles gaan, en ten spyte van dit alles sê, ek meen, sy vrou is naderhand kwaad vir hom. Wat sê sy vir hom? Sy sê, vervloek dat die Here jou kan doodmaak, man, het gaan beter wees as jy dood is. Hoekom vervloek jy hom nie? Dat hy jou eerder doodmaak, jy kan nie so aangaan nie. En hy, weet, gaan. So sy wow op aarde was om te wys, deur dit, he will keep on serving the living God. En hy was gesond genoeg gewees in sy verhouding met die Here, dat hy kan sê, ek dien hom, ek dien hom, ek dien hom. So nou, in ons tyd, wat is elkeen se roeping hierso? Wat is jou doel? Wat dink jy is jou doel? Maar wat? Daar moet spesiale iets wees, wat jy al weet, that is how you serve the Lord. Dis wat die Here jou gebruik, dis wow. So sy kon al uitfigure in haar lewe, sy is a serving hand, en deur haar serving, glorify she the Lord. Nee? So gaan vra gou vir jouself, waar is jy? Ek dink Andrei sin is om die golfbaan vir die manne te wys, hy word nie kwaad, hy kan rustig speel, en dan, nee Andrei. Dat mens kan golf speel, net rustig wees, en aangaan, en sonder verkeerde emosies dit geniet, selfbeheersing. Ek dink daar is soveel manne wat vir hom kyk en dink, ongelooflik, hoe kan hy hierdie selfbeheersing toepas? Verstaan? Hy het nog joy ook daaroor. So gaan, steek gou 'n bietjie jou hand in jou boesem en dink gou. Here, wat beteken ek op hierdie oomblik hierso? Waar gebruik U my? Wat is my passie? Wat is moeilik? Wat's moeilik, maar dan kom ek aan 'n kant. Wat's moeilik, maar kom aan 'n kant. En elke keer is daar goed wat gebeur. Where do you use me? As jy 'n bietjie dopgehou Sondag. Jy het 'n ongelooflike hart vir mense. Jy al ooit daaraan gedink? Jy al ooit gedink hoe hard het jy vir mense? Jy laat jou nie faze nie, jy gaan nie bang raak as iemand om jou siek is nie, hier sit 'n vroutjie langs haar, maar sy hoes julle, sy hoes en hoes en hoes en hoes. Nou dink ek aan COVID tyd, nou dink ek, julle COVID tyd het ons nou almal geskatter. Nee? En Elsabie sit. En die volgende sien ek, vat Elsabie haar handsakkie. Dink, vat sy nou die handsakkie weg, want daai hoes moet net op die handsakkie kom nie. En wonder ek nou, wat nou? Maak die handsakkie baie lady, sy's baie ladylike. Handsakkie oop. Soek. Haal ietsie uit. Maak die handsakkie toe, sit hom neer. Kyk vir die girl. Maak so haar hand. Sit vir haar sweetie. Maak toe. Smile vir haar. 'n sweetie en vir sy vir die hoes. Smile vir haar. Nou dink ek, daai hand het nog aan haar hoeshand gevat, want sy het gehoes en gealles. Die hand is nou, die handsak is terug, al die hoes is op die handsak. Die sweet is uit, sy het nog aan die hoes, die hand het al die hoes gekeer. Ek weet nie of ek 'n bietjie sanitizer gee nie, maar ek dink, die vrou het die banghaar op haar koppie, hoor. Ek kyk ek so, ek sê, Here, wat U nou vir my vandag wys, hoe amazing mooi is die vrou. Wonder of sy ooit besef sy het so 'n bediening. Ek het my hele joy daar agter jou gehad. Ek het 'n hele sien. Die Here gee my hierdie hele movie oor hierdie beautiful vrou. Ek dink net, Here, ek wil so 'n bietjie op sy skuif, maar ek gaan nou nie move nie. Maar verstaan julle? Miskien moet ons net agterkom en dink, wat doen jy hier? Waar's dit? Ophou fokus op die vyand en sy goeders en sy alles. En net dink, wat dien ons? Wat is jou hart? Wat doen jy? Nee? Wat is jou naam? Ek het nooit jou naam eers gevra nou die dag nie.
Wie? Roxy. Het ons vir Roxy. Die Here raak vir Roxy nou die aand aan. En Roxy, ek vra vir Roxy, wat wys die Here vir jou? Sy sê baie dinge. Ek weet nie wat als nie, maar hy het vir baie dinge kom wys, baie. En ek besef, Roxy het 'n verskriklike pure, sincere, godly hart. Dat whatever vir die Here vir haar kom wys, wil sy in haar pure hart, wat is eintlik haar roeping, haar calling, wil sy in dit hardloop. En die Here kom en hy bederf en hy wys vir haar so. En oeps, is dit nie mooi nie? Is dit nie special nie? Soos elkeen kan jy so, wat die Here dit is so. Maar het ons genesing, dat ons dit kan vat en hardloop, kan ons gaan. Ek meen, daai vrou het 'n hele bediening in haar salon. Elke vrou wat daar instap, bedien en bebid en wat die Here vir haar kom wys, daar gaan sy. So het ons elkeen daai storie, wat ons met hardloop en go en glorify. En vir die Heilige Gees sê, wees op die voorgrond, hardloop, al follow. Wat daai 4 kolom en daai wolkolom, julle is daai move ek saam. As hy stop, dan stop ek. Here, as u nie beweeg nie, dan beweeg ek nie. Here, as u beweeg, is ek saam, jy gat ek. Is dit nie waar ons wil wees nie?